Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, hierdie is die neushoringvoël en hy is seker deel van 'n groot familie. Daar is 60 spesies in hulle familie. En terwyl hulle dan oral oor die wêreld amper voorkom, is hulle tog hier in Suid-Afrika ook. Wat interessant is dat die wyfie lê haar eiers in die holte van 'n boom. Die mannetjie messel dan die wyfie in die holte met modder toe. Slegs 'n klein gaatjie word oopgelos waardeur die mannetjie kos kan aangee. Hierdie gedrag beveilig die nes teen slange sodat die kuikens groot genoeg kan word en wanneer hulle groot genoeg is om die neste te verlaat en te leer vlieg, dan sal die nes eers oopgebreek word dan ook. Wonderlik hoe hulle sekerlik hierdie goeie instink het en beveiliging het teen die vyande van naamlik die slange wat hulle lewe dan sekerlik gou-gou wil kortknip ook. So liewe vriende, wil ons vanoggend ook so met u deel oor die wonderlikheid van die Here Jesus en dan die verskillende beelde wat daar in die Bybel ook gebruik word vir die Here. Spesifiek verwysing na die verlossing wat die Here bewerk dan ook. En ons lees van die verlossing wanneer daar verwys word na die ark wat Noag gebou het. Daar in Genesis 6 lees ons daarvan. En ons weet hoe dit gebeur het, hoe almal wat nie in die ark was gesterwe het, maar almal wat binne in die ark was veilig was. En nou lees ons in 1 Petrus 3 vers 20 wat daar staan, wat eerstyds ongehoorsaam was, toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur water heen gered is. So hulle wat binne in die ark was, liewe vriende, hulle is gered, en die wat nie in die ark was nie, het dan omgekom, net soos wat dit vandag ook is. Hulle wat in Jesus Christus is, hulle wat die Here aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker, hulle sal sekerlik veilig wees en sal in die hemel ingaan. Maar hulle wat nog nie in die Here Jesus is nie, nog nie die Here aangeneem het nie, hulle sal sekerlik in die hel beland eendag. En daarom is dit so noodsaaklik dat iemand hulle lewe met die Here moet regmaak om seker te maak dat hulle in die Here Jesus is. Daardie veilige plek, veilig van die oordeel van God wat wel gaan kom. Die volgende saak is sekerlik die koperslang. Daar in Numeri 21 vers 9 lees ons, toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit, en as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. En dan weer in Johannes 3 vers 14, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Nou liewe vriende, net soos wat dit daar met daardie koperslang was, dat mense hulle trots en hulle hoogmoed moes laat staan, en na hierdie koperslang kyk in doodeenvoudige geloof, in doodeenvoudige gehoorsaamheid, dan het hulle gelewe. As hulle nie, dan het hulle die gif van die slang in elk geval hulle dan laat sterwe. Net so met die Here Jesus ook, hy het aan die kruis sy lewe kom gee. En liewe vriende, en wanneer mense hulle trots en hulle hoogmoed laat staan, en kom sê, Here, ek is verlore, ek kan myself nie red nie, U alleen kan my red, en hulle kom vertrou die Here om hulle te kom red, dan kan hulle 'n nuwe skepsel in die Here word. Doodeenvoudige geloof in die Here, doodeenvoudige gehoorsaamheid, en so 'n persoon kan die Here aanneem as sy verlosser en saligmaker, en verlos word, nie net van die oordeel nie, maar ook van sonde kan 'n mens dan verlos word. So liewe vriende, dit moet dan so wees dat ons dit sal sien in die ark, dat ons verlos word van die oordeel, en die koperslang word ons verlos en vergewe van ons sonde, en liewe vriende, en daarom dat ons na die Here toe moet kom. Die laaste wat daar is die lam, soos in Eksodus 12, wat daar verwys word na die paaslam wat geslag is, en hoe die bloed aangewend moes word, en wanneer die bloed gesien is, dan sou die doodsengel verbygegaan het, liewe vriende, en die eerstgeborenes in daardie huis sou gespaar geword het. So lees ons in Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Liewe vriende, dis tog waarom die Here Jesus gekom het, om in u plek te sterwe, om sy lewe te gee, sodat u sonde weggeneem kan word, dat u skuld weggeneem kan word, dat jy kind van God kan word, dat jy nuwe skepsel kan word, want net Jesus kan dit vir u kom doen. Net hy kan red, en daarom moet jy hom ook so kom vertrou. Het jy al na die Here toe gekom? Het jy hom al kom aanneem as die verlosser en saligmaker? Liewe vriende, as jy nog nie het nie, wil jy hom nie vandag kom vertrou nie. Kom ons bid saam.
Ons dierbare Here, baie dankie dat U gekom het om kosbare siele te red. En mag hulle wat in hierdie dag tot U roep ervaar die verlossing en redding wat U kom gee. Amen.